Goeiedag, baie welkom aan al ons lesers. Julle wonder seker waar staan ek nou. Ek is hier op 'n boot by Loskopdam tydens die Kurper en Bass Bonanza. En ja, ek en Jaco het al 'n paar kurpers gevang, maar nog nie die grootes nie. Hierna gaan ons vir bass probeer, maar dis eers as ons aas opraak. Ek wil net vir julle laat weet, ons is hier naby die kabel en hier het krokodille by ons verbygeswem. Lang is 2,5 meter. Ja, so wees maar versigtig. Is die eerste keer wat ons hulle so naby by ons sien. Kom ek deel gou 'n paar van ons lesers met julle. Hierdie is een van talle kurpers wat ek gevang het met aardwurm, natuurlik heeltemal te klein vir die kompetisie, daarom het ek hulle vrygelaat. 5-jarige Ryan Wilken het hierdie 2 groot baarse verskillende tye by Potchefstroom gevang. Dis glad nie vreemd dat hy nou die monster bass hengelaar genoem word nie. Ryan, jy is die gelukkige wenner van 'n stywe-lyne hempie. Baie geluk. 7-jarige Japie was saam met sy pa Loskopdam toe vir die Kurper Bonanza. Die dag voor die kompetisie het hulle bietjie gaan oefen en dis toe hy hierdie 1,87 kg aardwurm, nie aardwurm nie, kurper vang met 'n aardwurm. Die vis is natuurlik weer vrygelaat sodat hulle die volgende dag weer kon gaan probeer. Japie, jy is die gelukkige wenner van 'n stywe-lyne hemp. Baie geluk. Piet Haai Badenhorst. Ek verstaan nou hoekom is hy Piet Haai, want hy vang baie haie vanaf Margate se Pier. Hierdie grys haie het hy gevang met 'n dooie makkerel. Kleine fyne Loa het hierdie pragtige mooi rainbow runner, 'n Afrikaanse reënboogpylvis, vanuit die diepsee beklei tot by die boot. Dis 'n pragtige vis daai Loa. 4-jarige Rian het hierdie 1,8 kg bass met 'n mini frog green pumpkin gevang by 'n plaasdam in Mpumalanga. Wat 'n pragtige, kolossale koningsvis wat van die strand afgevang is by Banganek. Toe ek die foto sien ek eers rooi ligte, want hoekom is dit nie van die strand afgeneem nie en hoekom nie vrygelaat? Maar daar's 'n mooi verhaal agter die blinklyf wat dit uiters spesiaal maak. En selfs 'n knop in die keel laat vir die hengelaar, sy sterwende Zulu vriend en die vis. Henk het sy 30 jare lange hengelgids en Zulu vriend, wat sterwend is, by Banganek gaan groet. Met ligte gery wat dun lyn en 'n 5 BKK hoekie betref, waar hy pompane en stompnese vang met chokka aas. Dis toe hy die Giant Trevally by Banganek se punt 4 km noord gevang het, en vanwaar dit sy lyn vat, 500 meter strand langs, die vis verder beklei vir byna 2 ure lank. Die vis het sy stryd in die geveg verloor, en dit met 'n oopgebuigde hoekie, waar die vis net aan die weerhakie vas was. Die kolossale vis het 134 cm gemeet, omgeskakel na byna 47 kg. Met 'n oorvloede hart van dankbaarheid en respek, het hy die vis aan Baartman toegewy, 'n geskenk van die see, van hul avonture en herinneringe, die afgelope 30 jaar saam. Hier kan die oopgebuigde hoek gesien word, verbasend genoeg dat daai groote kingfish net aan daai weerhakie vasgehaak het. En aan die regterkant is Baartman nog in sy jonger dae, toe hy nog gesond was. En sy eintlike naam is Tembizo Tsange, die jarelange gids en Zulu vriend van Henk van Wyk. Nou het ek van hierdie baie mooi verhaal vertel van hierdie 30 jare lange vriend en gids van Henk. Toe moet ek nou agterkom dat ek het 25 jaar gelede het die einste Baartman langs my gestaan en hy daai tyd vasgeglo dis deur sy toedoen dat ek die Natal stompneus gevang het en nogal tussen klomp vroue die wenprys ontvang het vir hierdie vis. So hier is die foto ook van Baartman aan die linkerkant. Ek in my jonger dae, 25 jaar gelede, en kollega Drika van Rooyen langs my, by Kosiebaai. Dit was nou regtig waar 'n verrassing om te sien, dat ons dieselfde gids gebruik het, deur die jare. Dis nou al vir eers.
Stuur jou vangste na ons toe, sodat dit ook hier kan verskyn, na stywelyne@stywelyne.net of lesers@foranglers.co.za. Tot 'n volgende keer.